Hi, ek is Rudy Young, pastoor van Lig en Liewe Sentrum. Baie dankie dat jy ons audio boodskappe kom luister het. Mag die Here jou ryklik seën. Geniet dit saam met ons. Die Here is besig om met ons te praat oor dat dit is nou tyd. Dis nou tyd. En dis 'n dringendheid in ons gees om te sê dat daar is nie meer tyd om te wag nie. Daar is nie meer tyd om agteroor te sit en net 'n lekker lewe te hê en te sê ek het my Bybel vanoggend gelees en ek het vanoggend gebid. Maar dat ons op 'n plek sal wees in ons lewe waar ons kan sê, Here, dis nou tyd waar ek sal opstaan en soos wat die woord vanoggend uitgekom het, dat die Here ons sal begin wakker maak rondom sy woord, dat hy ons sal begin wakker maak om tyd saam met hom te spandeer. En ek het verlede week het ons het begin deur te praat oor gewoontes. Dat ons moet ons gewoontes verander. We need to let go of the bad habits and we need to get good habits. Ons moet goeie gewoontes in ons lewens inbou. En toe die Here met ons gepraat en gesê, it's time, en dit is dan die tema vir hierdie jaar, it's time, we are walking by faith. Alles wat ons doen in geloof, alles wat ons doen ons in geloof. En ons weet dat die Here het groot en amazing dinge in stoor, nie net vir hierdie gemeente nie, maar vir hierdie vallei. Tik net gou die ou daar langs jou en sê, is jy wakker? Is jy wakker? Die Here gaan iets amazing doen in jou lewe en in hierdie vallei. Amen? Amen. Ons moet 'n verwagting in ons lewe hê. As jy nie 'n verwagting het nie, hoe gaan jy dit ooit weet dat dit na jou toe kom? Hoe gaan jy ooit weet as die Here jou seën? Hoe gaan jy ooit weet as die Here met jou praat? Hoe gaan jy ooit weet as die Here jou lei na 'n volgende dimensie toe? We need to have an expectation. Nou luister gou mooi wat sê Jeremia 29 vers 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Wie sal saam met my stem dat hierdie woord is in die Bybel? Staan dit in jou Bybel? Wie van julle glo dat die woord van God is die waarheid? So as God sê dat hy het 'n goeie plan vir jou lewe, kan ek en jy dit glo? Kan ons hierdie woord vertrou? Ja, met 'n hart en duidelik, ja! Ons kan die woord van God vertrou. As die Here sê dat ek is 'n koningskind, dan is ek 'n koningskind. As die Here sê, as ek in hom glo, en ek tot wedergeboorte kom, dan het ek die ewige lewe, dan kan ek dit glo. Maar pastoor, ons sondig elke dag. Ja, dis goed dat ons moet uitsort. Die woord van die Here sê ook, ons moet ons sondes neerlê. So get rid of the filth in your life. Right. So die woord van die Here sê dat hy het goeie planne vir my en vir jou. Sê die Here het 'n goeie plan vir my lewe. Okay, julle almal het dit nie gesê nie. So kom ons almal doen dit soos 'n koor. Ek gaan hier voor staan en ek gaan julle dirigeer. Sê gou daarso vir jouself lekker hard en duidelik, die Here het 'n goeie plan vir my lewe. Het jou ore jouself gehoor? Het jou ore jou gehoor? Romeine sê dat die geloof kom deur die gehoor en die gehoor kry ons van die woord af. So dit wat die woord vir ons sê en ons ore dit hoor, dit bou ons geloof. So die rede hoekom ek en jy nie meer geloof in ons lewe het, is omdat jy nie meer met jouself praat nie. Jy moet voor die spieël gaan staan en sê, Rudy, wel, jy moet jou eie naam gebruik, né? Ek moet voor die spieël gaan staan en sê, Rudy, jy is nice, want God se woord sê jy's nice. Amen? Jy moet voor die spieël kan staan en sê, you are called. Jy het 'n roeping op jou lewe. God het 'n goeie plan vir jou. En dan moet jy met jouself begin praat. Hoekom? Want dit is alles gefundeer. Dit is alles op die fondasie van God se woord. Dit kan nie alleen wees nie, want dit staan in God se woord. Amen?
Right, julle gaan moet saam met my gesels. Ek voel verskriklik alleen hierbo. Ek gaan nou daaronder kom staan. Right. Ek wil vandag met jou praat oor wat is God se doel met my lewe? Wat is God se doel met my lewe? Wie van julle het dit al gevra? Here, wat is u doel? What's the purpose of life? What's the purpose? What purpose do you have for me, God? En ek glo en ek het gebid hierdie week dat die Here regtig hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons vanoggend hier sal uitstap met die wete dat God het 'n plan vir my lewe. Nou, ons almal het dit al gesê. Ons het dit al in verskillende forme gesê. Ons het al gevra, wat is die Here se wil vir my lewe? Wat is die plan van die Here vir my lewe? Hoe moet ek doen? Wat moet ek doen? Wat moet ek nou doen? Is ek op die regte plek waar die Here wil hê ek moet wees? En dit is waar ons verhouding dan met die Here inkom, is dat ons 'n pad met die Here stap en dat die Here vir ons hierdie dinge openbaar. Soms moet ons deur die woestyn gaan om by die droom uit te kom. Ek het vanoggend vir die Dream Team gesê, soms moet jy deur die put gaan. Soms moet jy deur die slawerny gaan. Soms moet jy deur die harde werk gaan. Soms moet jy deur die tronk gaan. Maar op die einde van die dag, as jy submit tot God se wil, dan maak hy vir jou die paaie gelyk. Ek hardloop my boodskap nou ver vooruit. Maar ek wil dit net by jou los, dat jy so 'n bietjie excited kan raak, dat die plek waar jy huidiglik is okay. Die plek waar jy nou is okay, die Here gaan jou verder vat. Die Here gaan jou verder vat. Hoekom? Want ek en jy het 'n begeerte dat die Here ons lei. Wie van julle het daai begeerte, dat die Here jou moet lei? Amen. Nou, die van julle wat weet, ek hou van pannekoek. Alright? En baie keer kry ek 'n begeerte na pannekoek. En dan sal ek na die regte mense in my huis toe gaan om net eenheid te vorm oor pannekoek. Dit help nie, ek gaan na die eind toe en sê, yes, ons gaan pannekoek maak. Sy gaan sê, nee, is alright. Geef my liewerste groente. Nee? Maar as ek na die kinders toe gaan en sê, wat dink julle? Pannekoek? Ja! Behalwe een van hulle. So sê, ja, pannekoek, let's do it. En dan wat doen ek? Ek gaan staan voor die plate en ek maak pannekoek. Want daar was 'n begeerte. Die begeerte het jou oorgebring na aksie toe. Die probleem wat ek en jy het, is die aksie. Ons het baie keer 'n begeerte om gelei te word deur die Here, maar ons aksie weerspreek dit baie keer. Ons aksie bring ons by 'n plek waar ons nie heeltemal doen wat die Here sê ons moet doen nie. Want die Here vra vir jou en vir my, want ons kom in alle opregtheid en so aan kom ons na die Here toe en dan sê ons vir die Here, Here, lei my in hierdie dag. En dan die eerste ding wat hy vir jou sê om te doen, kom ons maak dit maklik. Hy vra vir jou, bid vir iemand. En dan is jy so haastig in die oggend dat jy skoon vergeet het om te bid vir die iemand. Jare terug, toe ek gegym het, ek gym nou nog, maar jare terug, het ek saam met 'n vriend gegym en ons was daar by Hoërskool Gimnasium se gym en ons stap in, nou ek en hy het meer gegym rondom die woord ook en dan doen ons daai bench presses en dan praat ons woord en dan sit ons hom neer en dan praat ons woord vir so 'n halfuur en dan doen ons weer so twee oplig, jy weet, ons lig hom net so 2 keer op dat ons net kan sê, ja, my spiere is seer, hè? En dan maar ons praat eintlik net die hele tyd oor die Here. En ons stap uit en daar's 'n meisie by die counter en ons sê vir haar, hoe gaan dit? En sy sê op daai oomblik, "Jesus, dit gaan nie so goed nie." Hier staan 2 jong ouens en ons sê vir haar die volgende: "Sterkte, ons sal vir jou bid." En ons bemoedig haar en ons stap weg. Toe ons buite kom, kyk Walters my so en hy sê, "Weet jy, ons het nou net stupid gereageer." Nou vra hy vir my die vraag, "Gaan jy werklik vir haar bid?" Ek sê, "Ek weet nie, gaan jy vir haar bid?" Hy sê, "Ek weet nie, hang af hoe hierdie dag hardloop." En ons kom tot die konklusie, as iemand vir jou net op daai oomblik vra vir gebed, of sê, ons gaan deur 'n moeilike tyd, en jy uiter die woorde, "Ek bid vir jou," doen dit sommer dan en dadelik. Dis die beste. En so leer ons, en so groei ons. En so het ek agtergekom dat die beste tyd om vir iemand te bid is op die oomblik, in die oomblik.
En so kom die Here en ons vra vir die Here, Here, lei my, wys my, guide my, en ons doen al hierdie gebede, maar ons moet ook submit tot dit wat hy vir ons vra. En ons moet dit doen. So luister gou baie mooi. Wat sê Jesus vir sy disippels in Johannes 4, vers 34? As jy die YouVersion Bible app het, kan jy daar onder events gaan. Ek skiep baie van my notas, so jy is welkom om dit later deur te gaan lees. Jesus sê vir sy disippels, hulle kom by hom en hulle vra vir hom as jy wil kos hê. En Jesus gee vir hulle hierdie antwoord. My nourishment comes from doing the will of God. Hy het nie gesê believing in the will of God nie. Jesus sê doing the will of God. Nou as ek julle moet terugtrek na die Afrikaanse of Engelse klas toe en ek vra vir julle soos 'n onderwyser hier voor die groen bord of die wit bord of die swart bord, wat se bord jy ook al het in jou skool, dan het ek vir jou gevra, as ek hierdie sin hier neerskryf, dan vra ek vir jou, wat is die werkwoord in hierdie gedeelte? Dan sou baie van julle vir my gesê die werkwoord is die woord doing. Dit beskryf, dit bring my by 'n plek waar ek iets moet doen. Doing the will of God. Dis 'n aksie. Hy sê, you sent me, and from finishing his work. Ons moet die werk van God klaar maak in ons lewe. Daar's 'n skrif wat sê, dat dit wat die Here in jou lewe begin het, sal hy bring tot volëinding. Hy sal dit bring tot die einde toe. Hy wil in jou werk, hy wil jou bring by die plek waar jy moet wees. Jy is miskien nie vandag op die plek waar God droom jy moet wees en wat God vir jou beplan het om te wees nie, but it's all about the journey. It's all about the journey. Hoe gaan ek en jy hierdie pad stap wat die Here vir my en vir jou instoor het? Nou, daar is 'n doel hoekom ons hier op aarde is. Jy is nie net 'n suurstofdief nie. Jy is nie net gebore om asem te haal nie. Jy is nie net gebore om deur die motions van die lewe te gaan nie. Gebore, word groot, word 'n tiener, word 'n jong mens, jong volwassene, en dan doen ons die normale ding. Ek moet nou 'n werk kry na skool, en dan doen ek die normale ding, ek moet nou 'n boyfriend of 'n girlfriend kry na skool, of in skool, of wherever, en nou doen ek die normale ding. Die volgende tickbox is ek moet verloof raak. Die volgende tickbox, ek moet trou. Die volgende tickbox, so ek en Leanne trou, toe vra die mense vir ons, so wanneer kom die kinders? Dis die eerste vraag wat hulle vir jou vra. En toe Monique gebore is, toe word die vraag vir ons gevra, wanneer kom die tweede enetjie? En toe Ansel gebore is, toe vra hulle vir ons, wanneer kom die derde enetjie? En toe Ruben gebore is, toe vra hulle, so wanneer kom nommer 4? Toe sê hulle, no, freaking way. Daar's nie 'n manier nie. Ek is baie lief vir my kinders. Die Here weet waar hy jou wil hê. En ek en jy is nie gemaak en hier op aarde kom plaas om deur die motions te gaan nie. Ja, dit vorm alles deel van ons lewe, maar ek en jy is geplaas hier op aarde om die doel van God vir my en vir jou lewe uit te voer. Daar is 'n ewigheid wat voor lê, en ek en jy moet net hierdie tyd wat ons op aarde het, moet ons gebruik om die plan en die wil van die Here in ons lewe uit te leef. Die probleem is, baie van ons sit alreeds in die doel waarvoor God jou geskaap het, en jy doen alreeds die werk wat die Here wil hê jy moet doen. Maar omdat jy jou werk sien as 'n bron van inkomste, en jy sien dit nie as die spasie waarin die Here jou kan gebruik om sy wil vir jou lewe uit te leef nie, mis ons baie keer die plan wat die Here het vir ons lewe. Jy sien, ons kom baie keer, kom daar werk oor ons pad, waar die Here ons wil toerus vir dit wat kom. En ek wil vandag vir jou sê, daar waar jy werk, daar waar jy skool gaan, dit is nie net betoeval nie. Die Here wil daai area, die Here wil daai spasie gebruik, sodat hy jou voor kan berei vir dit wat hy op die einde van die dag vir jou instoor het. Moenie jou werk op die oomblik nou net sien as 'n paycheck nie. Moenie jou werk op die oomblik nou sien as maar net nog 'n inkomste sodat jy kan survive nie, sodat jy melk en brood kan koop nie. Jy gaan altyd moet hard werk om te survive.
Maar wanneer jy die doel wat God vir jou gegee het in die oomblik uitleef met alles wat binne in jou is, gebruik God daai spasie om jou voor te berei vir die doel wat kom. Ek gaan dit vir julle sê, Josef was nie voorberei om in die paleis in te stap met sy colourful coat nie. Met sy mantel wat sy pa vir hom gegee het, met al sy mooi klere. Hy was nie voorbereid om in die paleis in te stap met die droom wat hy gekry het as 'n jong seun nie. Hy het nodig gehad om deur 'n roetine te gaan. Hy het nodig gehad om deur 'n journey te gaan, om te groei, om by die plek uit te kom waar die Here wil hê hy moet wees. In elke fase van sy lewe was hy afhanklik van ander mense. Sy broers het hom in die put gegooi. Was nie sy keuse nie, maar dit was die katalisator wat hom op die pad vorentoe gevat het. Dit was nie sy begeerte om aan slawerny verkoop te word nie, maar sy broers het hom verkoop. Maar God het elke oomblik van sy lewe uitgesit en beplan. En Josef het hierdie wonderlike attitude gehad, dat ek sal alles goed doen, want ek dien 'n groot God. Potifar sien vir Josef besig om vloere te skrob en diensbaar te wees en te werk, en Potifar sê, hierdie ou doen sy werk baie goed, want hy dien 'n groot God. My eie vertaling. Hy dien God, en dis hoekom hy so goed is. So wat doen hy? Hy stel hom aan as tweede in bevel. Ek en jy moet die spasie waarin ons nou is, moet ons ten volle gebruik, want ons het vrees vir die Here. Nie bang nie, nie skrikkerig nie, nie hardloop weg van God af nie, maar 'n awe of who He is. May we never lose the wonder of His presence in our lives. En ek en jy moet die spasie gebruik waar ons heiliglik is, om groot te word, tot volwassenheid te kom, sodat ons die plan van God in ons lewe kan bereik. Jy sit miskien vandag in 'n posisie of in 'n funksie by jou werk, waar die Here jou toegelaat het om te wees. Nie sodat jy 'n salaris kan verdien nie, maar sodat jy 'n impak kan maak in die koninkryk van God. Sodat jy met mense kan praat, sodat jy die beste wat in jou is kan uitbring, sodat die mense rondom jou God kan sien in jou lewe. En dit is waar ons dan sê, reflecting light, sharing life, nee? Om in elke faset van ons lewe die lig van Christus te reflekteer. Luister wat sê Matteus 25 vers 23. The master said, well done, my good and faithful servant. You have been faithful in handling this small amount. So now I will give you many more responsibilities. Let's celebrate together. Wie van julle wil graag daai woorde hoor? Eendag as ons voor Jesus staan. Well done, good and faithful servant. Let's celebrate together. Jy was getrou oor die klein goedjies. Kom ek stel jou aan oor die groter dinge. En dit is God se plan, se wil vir my en vir jou lewe. Is dit daar waar ek en jy nou is, dat ons dit na die beste van ons vermoë sal doen, sodat die Here ons kan vat na die volgende plek toe. Wie van julle was in graad 1? Ek wil hê jy moet jouself picture gou in graad 1. As daai klein mensie. Ek het nou die dag in die week het ek sertifikate gesoek. En ek kom toe op my rapporte af van graad 1. My ma het alles gehou. En die juffrou skryf in kwartaal 1, Rudy doen goeie werk, sy aandag is net so bietjie missing. Kwartaal 2, Rudy probeer sy beste. Kwartaal 3, Rudy doen goeie werk, mooi so Rudy. Kwartaal 3, jy slaag. Ja, kwartaal 4, jy slaag, gaan na graad 2 toe.
Kom ons kry hom net uit graad 1 uit. As ek daai rapport lees, dan besef ek is nie dieselfde ou vandag as wat ek daar was nie. My aandag mag dalk so 'n bietjie distracted wees nog steeds, maar ek is op 'n beter plek. Graad 2, kwartaal 1, skryf die juffrou, Rudy doen goeie werk, ons moet net werk aan sy leesvermoë. Kwartaal 2, weer iets oor my lees. My lees het agteruit gegaan. Standaard 2, ek skiep nou 'n hele paar jaar, né? Standaard 2 moes ek gaan vir ekstra klasse vir lees. Boet en sis. Daan, kan julle onthou wie die kinders was in daai boekie? Saartjie, hè? Boet en Sunny, ek weet nie, Daan en Sissie en wie ook al nog, maar die ouens, Boet en Saartjie en Daan en Klaas en ek weet nie wie almal nie, maar ons het sulke boekies gehad, né? En ek kon nie lekker lees nie, ek moes my vingers so en dan vorm die letters. As ek vandag staan waar ek is en ek kyk terug na daai Rudy op laerskool, dan sal ek nie sê dat ons is dieselfde mens nie. Ons het dieselfde looks, dieselfde kuif, maar ek is nie dieselfde ou meer nie. Ek kan vandag actually lees. Dankie tog. Want imagine ek moes nou vir julle preek. The master said, kerk sou lank gewees het. Maar die Here bring my en hy laat my groei en ons kom tot volwassenheid. En ek moes leer om te lees en ek moes leer om lief te raak vir lees. My broer het altyd gesê, as ek vir hom sê, hoor jy het jy al hierdie boek gelees, dan vra hy vir my, is daar 'n DVD formaat? Want ons is lui vir lees. Maar vandag is ek lief vir lees. Ek het gegroei in volwassenheid. God gaan jou nie in die graad 1 vorm in matriek sit nie. Jy gaan geen verstaan hê van wat daar aangaan nie. Jy gaan nie volwasse wees om te weet wat aangaan nie. Jy gaan nie die vermoë hê om die graad 8's te kan lei nie. Jy gaan nie die vermoë hê om te verstaan wat meneer vir jou sê wanneer hy praat van metamorfosis en al die ander groot woorde in biologie. Jy gaan nie verstaan nie, maar God bring jou deur 'n journey tot volwassenheid. En ek en jy moet bereid wees om in volwassenheid te groei. Amen. So waar jy heiliglik is, doen alles in jou vermoë om te groei. Doen alles in jou vermoë om volwasse te word in dit wat jy doen. Moenie net sê, wel ek is nou maar hier in die job waar ek is en ek gaan nou maar die werk doen want ek kan niks beters doen nie. Nee, jy belemmer die groei in jou lewe. Jy moet daar wees en as jy 'n waiter is, moet jy die beste waiter wees, dat die ou vir jou later sê, wil jy nie die manager word van die waiters nie. Dan moet jy die beste manager wees van die waiters, dat die eienaar vir jou sê, wil jy nie die bestuurder van die restaurant word nie. Dan moet die eienaar later vir jou sê, weet jy, jy's so 'n goeie bestuurder, wil jy nie 'n vernoot word nie. En dan eventually koop jy hom uit en jy bou 'n franchise. Nee, pastoor, ek sit maar agter my rekenaar en ek druk syfers. Jy moet sorg dat die syfers wat jy daar indruk in daai boeke die beste van jou vermoë is. Dat daar nooit foute is nie. En dat jy goeders raak sien wat ander mense nie raak sien nie. En dat jy die besigheid waar jy is vorentoe kan vat. Jy sien, ons het altyd hierdie prentjie, die Here het 'n doel vir my lewe daar. Maar die Here wil jou deur hierdie emotions vat om jou te volwasse te kry, om jou te train om by die plek uit te kom waar jy moet wees. En soveel mense mis die doel wat God vir hulle op aarde gesit het, mis hulle, want hulle is stak in hierdie mentaliteit van, wat is hy gesegde? Gods water oor Gods akker. Laat dit nou maar wees soos wat dit is. Ek is nou maar so gemaak en so gelaat staan.
En jy's altyd tussen die boom en die bas. Nee, ons moet ons mentaliteit verander om te sê, I am called. Ek het 'n roeping op my lewe. Van ons is geroep vir die ministry, van ons is geroep vir besigheid, van ons is geroep om by die huis te bly. Hoe kan jy geroep wees om by die huis te bly? Van julle vroue is geroep om 'n mamma te wees vir jou kinders. Van julle manne is geroep om weer 'n voorbeeld vir ander manne te wees. Jy is geroep vir 'n spesifieke taak. Sê vir een langs jou, jy het 'n roeping op jou lewe. Een van die grootste frustrasies in die lewe is wanneer jy iemand WhatsApp call en die ander persoon het nie data nie. Dit lei by jou, maar dit lei nie by hom nie. Is dit so? Tring, 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 en jy sê, jou, hoekom antwoord hierdie ou nie? Meanwhile, het die ou nie data nie, die oproep kom uit deur nie, maar hy lei in jou ore. So groot frustrasie in die samelewing. Ek weet, as Leanne my bel van die normale foon af, nee, MTN, hier kom Leanne so MTN oproep, dan weet ek, ek het WhatsApp gemis. Dis die grootste frustrasie, en weet julle wat geestelik? Is daar baie mense wat in frustrasie leef, want God roep jou, hy bel jou, he's calling you, but you don't have any data. Dink gou 'n bietjie geestelik daaroor. Jy is nie geestelik ingestel om te hoor van God nie, nou mis jy die oproep. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, sodat jy met jou ore kan hoor. God het 'n roeping op jou lewe geplaas. God het 'n calling op jou. Daar is 'n doel vir jou lewe. Do not miss what God is doing in your life because you do not have the spiritual maturity. Groei. Groei. Sê vir een langs jou, jy moet groei. Rick Warren gee vir ons 'n mooi wiskundige sommetjie om 'n bietjie uit te vind, wat is die roeping, wat is die calling op ons lewe? En ek hou baie daarvan, dit gee vir jou so 'n bietjie rigting, 'n bietjie clarity. As jy jou gifting vat, jou gawe wat die Here vir jou gegee het, en jy plus jou passie of jou talente daarbey, plus die werk wat jy doen, en jy bring daai 3 bymekaar, dan sien jy min of meer wat die Here in jou lewe wil doen. Gaan sit 'n bietjie en doen die toets. Ek het dit gedoen. Ouens, ek is 'n pastoor. Dis my werk. Moet ek weer die sommetjie sê? Alright. Jou gifting of jou gawe plus jou passie, jou passion, wat natuurlik jou talente en daai tipe van dinge is, plus jou vocation, wat dan jou werk is, jou beroep, is gelyk aan jou purpose, of dan jou calling. Soveel mense, en ek sien dit veral by jong mense, soveel jong mense gaan studeer iets, want hulle gaan met die mindset in, ek moet iets gaan swat wat vir my geld gaan maak. Come on, kom ons wees eerlik, van ons was daar, nee? Ek gaan dokters swat, want ek sien al die dokters ry Mercedes'e en Land Rovers. En jy sien al die groot goeders en die groot huise, en dit is waar ons dan besluit, ek wil 'n dokter word, 'n dokter. Of ek wil 'n ingenieur word, want of ek wil 'n argitek word, of jy weet jy kyk na mense se leefstyl en jy sien, ek wil in daai rigting gaan, want dit gaan vir my baie geld bring. Jy mis die roeping van God op jou lewe. Ek het tot in matriek nie geweet wat ek wil doen met my lewe nie. Ek het wel gesê ek wil nie wees soos my pa nie. Ek het gesê ek wil nie in die ministry wees nie. Ek het gesê ek hardloop so ver weg van dit af as wat ek kan. Ek wil nie voor staan en preek en almal se nonsens opvreet nie. Ek wil nie pastoor
paraboutjies wees op iemand se bord kos nie. Want ek weet, baie mense stap hier uit en jy weet, hulle gaan bespreek die pastoor en sy vrou en eet 'n lekker buffet. Come on, kom ons wees gou eerlik. Dis nie altyd die kapatie wat ek in my oë gehad het nie. Ek het gedink ek gaan baie geld maak. Ek het gedink ek is geroep vir besigheid. Want een dag, lank gelede, het daar 'n profetiese woord oor my lewe gegaan, wat gesê het, ek gaan met die konings praat. En my kop het gehardloop. Besigheid. Ek moet myself in lyn kry met besigheid. Maar weet julle wat, toe ek hierdie sommetjie maak, jou gifting, plus jou passion, plus jou vocation, toe kom ek agter, ek is nie so seer 'n besigheidsman nie, but I know how to speak to them. Want die Here het my toe in die jaar 2000, het hy vir my gesê, you are called for the full-time ministry. Ek het gedans in drama, in diensjaar, probeer nog uitfigure wat om te doen. En in 2000 sê die Here vir my, you are called for the full-time ministry. In soveel woorde, daar waar jou pa nie verder die mense kan lei nie, gaan jy, Joshua, die mense verder lei na die beloofde land. En ek moes ag slaan op dit. Wat doen Rudy? Ek begin swat. Ek begin myself voorberei vir dit wat die Here vir my gesê het ek gaan doen. Die probleem is, baie van ons hardloop weg van die roeping wat God op ons lewe geplaas het, want ons sien geld. Ek wil vandag vir jou sê, die Here voorsien vir ons, dag en nag. Ek hoef nie te worry oor geld nie. Want die Here sorg. Die Here sorg vir jou. Die Here sorg vir jou. Die Here sorg vir jou. Draai na die een langs jou en sê, die Here sorg vir jou. Wat beteken dit as ek vir jou sê, die Here sorg vir jou? Dit beteken, jy moet die wil van God uitleef in jou lewe. Hou op worry oor die finansies. Wanneer jy die wil van die Here doen, maak hy die paaie gelyk. Amen? Alright, ek is so 'n bietjie van my notas af, maar ek hoop julle hoor wat ek sê. Baie mense wil graag weet wat God se wil is vir hulle lewe. Ek glo dit begin eers wanneer ons eerste doel ontdek. Wat is ons eerste doel? Dit is om in verhouding met God te leef en om sy koninkryk uit te brei. Ek is nie 'n pastoor net om skapies bymekaar te hou nie. I am called to equip the saints for maturity, to do the work of the ministry, and to edify the body of Christ. Dis waarvoor ek geroep is. To bring you to maturity. Gaan dit beteken dat ek jou oortjies gaan streel? Nee, dit beteken ek gaan vir jou die waarheid sê in liefde, sodat jy by maturity kan uitkom. Jy gaan my nie omkoop om te praat soos wat jy wil hê ek moet praat nie. Ek gaan vir jou sê dat die Here het jou lief. Ek gaan vir jou sê, laat staan sulke dinge, laat staan. En ek gaan jou alles in die beste van my vermoë gaan ek jou lei om by dit uit te kom waar die Here wil hê jy moet wees. I am called. You are called. Julle elkeen is, ek wens ek het tyd gehad om vandag voor elkeen van julle te kom staan en jou in die oë te kyk en vir jou te sê, you are called. Jy het 'n roeping op jou lewe, jy moet net een ding doen om dit te ontdek. Spandeer tyd saam met God. Bou 'n verhouding saam met die Here. Spandeer tyd in Bybel lees, spandeer tyd in gebed, spandeer tyd tussen gelowiges. Hoekom? Want ons gaan luister hoe ons praat van mekaar. Ek gaan na jou toe stap en sê, "Jesus, daai ou is 'n goeie besigheidsman." So, wat doen ek? Ek praat die roeping van 'n ou oor sy lewe. Hoekom? Want ek sien dit. Ek gaan vir jou sê, "Jesus, jy is 'n great spreker." Ek praat? Ja, jy het die vermoë. Dis binne in jou om te praat. Die woorde wat jy gebruik is fenomenaal. Jy moet net leer om dit te uit. Jy moet net leer om dit deur te bring. So kom ons koop jou.
Maar elkeen van ons het 'n roeping en dit begin by die verhouding met God. Connect eerste met God en dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Matteus 6 vers 33 sê: Seek the kingdom of God above all else and live righteously and he will give you everything you need. Sien julle daar? As jy in jou roeping gaan begin stap, as jy in die wil van God gaan begin stap, as jy gaan doen wat die Here vir jou sê om te doen, gaan begin doen, dan gaan die Here vir jou byvoeg dit wat jy nodig het. Die Here het vir my en Leanne sekere opdragte gegee en ons doen dit. En ons bid dit en ons vertrou dit. En hierdie jaar is 'n jaar where we are walking by faith. Ons glo God vir groot en amazing dinge vir hierdie gemeente, maar dit gaan geloof kos. Maar hoe weet ek dit gaan werk? Hoe weet ek ons gaan sukses hê aan die einde van die dag? Want ek weet dit is God se wil vir die plek. Ek weet. Niemand gaan my andersins oortuig nie. Hierdie gemeente is nie geroep om soveel mense te sien nie. Hierdie gemeente is geroep om sentrum vol te maak, om duisende mense te bedien. Dis waarvoor God ons geroep het. But we need to step in faith. Gaan julle saam met ons in geloof stap? Amen. Stap saam met ons in geloof. Hoekom? Want as jy jou roeping oor jou lewe uitleef, dan kan ek my roeping in my lewe ook bereik. As jy jou roeping uitleef, gaan die een langshow se roeping ook geaktiveer word. Hoekom? Want ons gaan mekaar aanpor, ons gaan mekaar motiveer. Die wil van hierdie hoof is dat hierdie bene moet loop. OK? So die hoof, wie is die hoof van ons? Jesus. Die hoof sê vir die bene, beweeg. So die bene doen die wil van die Vader en hulle begin beweeg. Wat gebeur met die liggaam? Die liggaam kom in beweging. Nou sê die hoof vir die bene, jy moet nou begin hardloop. Dan moet die arms in lyn kom. Want anders dan gaan dit so lyk. Jou hele liggaam moet in lyn kom. Jy moet swaai, jou arms moet gebruik word. Want die hoof het gesê jy moet nou hardloop. Die bene het die opdrag gekry om te hardloop en nou moet die arms in lyn kom. Weet julle wat moet nog in lyn kom? Die hart. Imagine die hart gaan op vakansie en besluit, die hoof het gesê die liggaam moet hardloop, maar die hart besluit, nee wat, 42 beats per minute is alright. Die bene gaan nie genoeg suurstof kry, genoeg bloed kry om te hardloop nie. Dit gaan amazing wees in die begin en dan gaan jy net floor, want daar's geen suurstof en geen bloed in jou bene nie. En so moet ons as 'n liggaam saam funksioneer. En dit is hoekom ek sê, as ek by my roeping uitkom en ek begin my roeping uitleef en die wil van die Here in my lewe uitleef, dan gaan dit jou aktiveer. Dan gaan dit jou in begin beweging kry. Die probleem is, baie van ons wil net sit. Laat pastoor maar alles doen, dis sy roeping. Dis sy calling om die pastoor van hierdie kerk te wees, so laat hy dit maar doen. Ons is hier om te luister. Ons is hier net om te eet. Daar's te veel vet Christene. Want hulle eet en eet en eet in die kerk, but they never come into action. Ek het besef, dit help nie net ek pas my eetgewoontes aan om gewig te verloor nie. Ek moet ook begin oefen. En wanneer ek oefen en my eetgewoontes is in lyn, dan verloor ek vinniger gewig. Wanneer ons almal in aksie kom in die plek waar God jou voor geroep het, gaan jy begin gewig verloor. Al die bad stuff in jou lewe gaan begin afval. Al die goed wat nie daar moet wees in jou lewe nie, gaan begin afval. Hoekom? Want jy begin aktief raak in die wil van die Here vir jou lewe. En dan wonder ek baie keer, hoekom sukkel ons in die lewe so?
Hoekom is ons so frustreerd in die lewe? Want jou fokus is nie op die regte plek nie. Jou fokus moet wees op wat is God se wil vir hier, vir nou. Toe Josef in die put was, het hy nie geweet hy's op pad paleis toe nie. Toe Josef in die posisie van 'n slaaf was, het hy nie geweet hy's op pad paleis toe nie. Toe hy in die tronk is, het hy nie geweet hy's op pad paleis toe nie. Maar in elke deel van sy lewe moes hy vashou aan een ding, sy verhouding met God. My vraag aan ons almal is, waar is jou verhouding met die Here? Want dit gaan jou bring by die plek waar God op die einde van die dag vir jou bestem het. Luister mooi wat sê Psalm 143, vers 10. Teach me to do your will, for you are my God. May your gracious spirit lead me forward on a firm footing. Dis vir my 'n beautiful vers hierdie. Teach me to do your will. Teach me to do your will. Dis daai journey wat ek en jy moet vat. Dis daai groei waarin ek en jy moet wees. Om te sê, ons groei na dit wat die Here vir ons instoor het. It's all about the journey. Iemand eendag gesê, it's not about the destination, it's about the journey. Amen? Ons moet onthou dat die Here bring ons by volwassenheid. Dit begin by geloof. Geloof in aksie bring jou by 'n plek waar jy God se wil vir jou lewe begin verstaan. Ek dink baie mense neem God kwaadlik omdat hulle nie die verwagting van hulle eie planne en drome bereik nie. Die Here gee vir jou 'n woord oor jou lewe. Daar is 'n profetiese woord oor jou lewe. En dit het nog nie tot vervulling gekom nie. En dan is baie mense op 'n plek waar hulle God kwaadlik neem, omdat dit nog nie tot vervulling gekom het nie. Ek wil vandag vir jou dit duidelik sê. As jy gedestrooi wil wees, as jy vernietig wil word, as jy wil doodgaan, dan moet jy nou graad 1 Rudy in matriek insit. Dan moet jy die lyn skiep. Julle almal weet hoe voel dit. As jy lank in 'n ry gestaan het en 'n taxi kom verby en druk voor jou in. Almal sal sê dis onregverdig. Daai frustrasie is daar. Do not skip. Bly waar jy is en volg die Here stap vir stap vir stap. Want hy weet waar jy nou op pad is met jou lewe. God sal liewer langer vat om die plan vir jou lewe tot vervulling te bring as om jou te vernietig. God wil nie sien dat ek en jy seer kry nie. Hy's 'n Vader. Hy's 'n Vader wat lief is vir ons. Hy's 'n Vader wat omgee vir ons. Hy's 'n Vader wat by my en jou staan en hy sê vir ons, ek wil jou by die hand vat en ek wil jou lei. En dan soos die psalmdigter sê, teach me to do your will. Hoe moet hy dit doen? Gesig tot gesig. By mekaar. En ons praat met die Here en hy praat met ons en hy leer ons om die wil van die Vader uit te leef. Maar ek en jy het nodig om te relax. Maar ek wil dit self asem wil ek sê, moenie so gerelax raak dat jy die promptings van die Here mis wat vir jou sê, okay, nou moet jy begin beweeg. Luister hierso, Genesis 11 vers 31 tot 32. One day, Terah took his son Abram, his daughter-in-law Sarai, his son Abram's wife, and his grandson Lot, his son Haran's child, and moved away from Ur of the Chaldeans. He was headed for the land of Canaan. Wow, stop net daar. Waar is die beloofde land? In Kanaan. Hier is Abraham se pa. En hy is op pad waarheen? Kanaan toe. Hy is op pad na die beloofde land toe. He was headed for the land of Canaan, but they stopped at Haran
and settled there. Terah lived for 205 years and died still in Haran. God wil jou bring by 'n beloofde land, maar hy het gestak geraak, hy het gesettle vir Haran. Hy het gesettle in 'n plek waar God nooit bestem het, hulle moet wees nie. En toe moes God na Abraham toe gaan en sê, beweeg weg van jou familie af. En omdat Abraham in geloof opgestaan het en gesê het, I will do what you tell me. Het hy in geloof al sy besittings gevat en sy neefie Lot saamgevat en gesê, ons gaan nou gaan na die land wat God vir ons sal wys. Min weet hy, dis die land van Kanaan. God het hulle alreeds 'n hele tyd ver lank gebring, maar hulle moes deurgegaan het na Kanaan toe, maar Terah het gaan stop en hy het gesettle in 'n plek waar hy nie moet bly nie. En God kom en omdat hy 'n belofte het vir Israel, omdat hy 'n belofte het vir 'n volk, kom hy en hy kry vir Abraham en hy sê, alright, nou beweeg ons. En omdat Abraham geloof gehad het in God se woord en begin stap het, sê God, omdat jy geloof gehad het, sal jy die vader van baie nasies word. Ek wil vandag vir jou sê, jou eindbestemming sit voor jou, but do not relax in a place where you do not need to be. Jy moet die heeltyd luister wat God vir jou sê. Abraham kon gekies het en gesê het, nee wat, ons bly in Haran. Dis waar my familie is, dis waar dit lekker is. Ek wil nie na die onbekende toe gaan nie. Ek wil nie na die onbekende toe gaan nie. Is dit nie almal van ons se issue nie? As God vir ons 'n opdrag gee, dan wil ons nie na die onbekende toe gaan nie. Dis onbekend. Ek weet nie wat om te gaan nie. Vrees. Maar geloof kom in jou lewe op wanneer jy 'n verhouding het met die Here en hy vir jou sê, nou, kom ek vat jou na die land wat ek vir jou sal wys. En die Here lei hom na die beloofde land. Don't stop short of what God has for you. Romeine 4 vers 16, ek wil hê jy moet dit saam met my lees. So as jy die YouVersion Bible app het, kan jy na die New Living Translation toe gaan. As jy 'n Bybel by jou het, wil ek hê jy moet jou Bybel vat. Maar ek wil graag hierdie paar verse vir jou lees. Ek gaan dit vir jou stadig lees. Ek is amper klaar. Ek het nog so 2-3 stories en dan is ons klaar. Maar hoor wat sê Romeine 4 vers 16. So the promise is received by faith. Die belofte wat God vir my en vir jou het, word ontvang deur geloof. It is given as a free gift. Die wil en plan wat God oor jou lewe het, is gratis en verniet. Dis verniet. Die Here het 'n plan met jou lewe. We are all certain to receive it, whether or not we live according to the law of Moses. Maak nie saak van jou tradisies nie. Dit gaan nie oor jou culture nie, dit gaan nie nou oor enigiets nie. As God vir jou 'n belofte het, dan wil God hê jy moet dit bereik. Hy sê, if we have faith like Abram, for Abram is the father of all who believe. That is what the scriptures mean when God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abram believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Vers 18, luister baie mooi. Even when there was no reason for hope. Stop gou daar. Baie van julle, baie van ons, het al hoop verloor, want jy het nog nie by die plek uitgekom waar jy moet wees nie. Jy voel dit in jou gees, dat jy het nog nie by die plek, die doel uitgekom wat God jou voor geroep het nie. En jy sê vir jouself, maar ek is al ver in my jare, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek daarby uitkom? En hoop is verlore. En dan sê die Here, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations. Hy het vasgehou aan die belofte wat die Here vir hom gegee het.
For God said to him, that's how many descendants you will have. And Abraham's faith, luister baie mooi en ek wil hê jy moet dit deurtrek na jou eie lewe toe. And Abraham's faith did not weaken. Even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Abraham never wavered in believing God's promise. Hoeveel van ons het al opgegee op daardie belofte wat die Here vir jou gegee het? Hoeveel van ons het al kort gestop omdat ons hoop verloor het? Omdat ons opgehou glo het in die belofte wat die Here vir ons gegee het? Ek wil vir julle sê, ek was al baie kere daar waar ek hoop verloor het, waar ek gedink het, Here, hoe gaan hierdie belofte ooit 'n realiteit kom word? Maar ek wil vandag vir julle sê, ek staan vandag voor julle met geloof in my hart, dat die belofte wat God vir hierdie gemeente gegee het, tot vervulling sal kom. Dit sal tot vervulling kom. Hoekom? Want hier is manne en vroue, seuns en dogters, wat hom liefhet, en wat die wil van God wil doen. En as jy saam met ons die wil van God wil doen, then you will be part of it. Hy sê, Abraham, vers 20, never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. Jou geloof moet sterker en sterker word. Wat beteken dit? Dit beteken jy gaan meer bold wees. Dit beteken you're going to be more courageous. Dit beteken jy gaan groter tree gee. Dit beteken jy gaan baie keer goeders doen wat nie in jou karakter is nie. Dit gaan beteken dat jy baie meer tyd saam met God wil spandeer, sodat jy kan hoor wat sê sy hart vir jou in hierdie oomblik. Vers 21. Vers 20 se laaste deel, hy sê, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. Ek wil vandag vir jou sê, bring God al die eer vir wat in jou lewe aangaan. Vers 21, he was fully convinced that God is able to do whatever he promises. And because of Abraham's faith, God counted him as righteous. 1 Petrus 1 vers 6 sê, so be truly glad. There is wonderful joy ahead. Sê vir een langs jou, there's joy ahead. Daar's vreugde wat voor ons lê. There's joy ahead, even though you must endure many trials. Ons is nie daarvan nie. Ons hou nie van die trials nie. Dit was maklik om te sê, there will be joy ahead. Even though you have to endure many trials. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Sorry, dis nou daai graad 1 Rudy wat nou distracted raak. These trials, luister mooi, these trials will show that your faith is genuine. Ons moet deur hierdie loutering gaan. Ons moet deur die moeilike dinge gaan, sodat ons kan wys dat ons geloof in God eg is. Anders waar is die bewyse dat ons regtig God volg? It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory. It will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed. My derde laaste storie. Wie van julle, ek gaan dit so 'n bietjie ligtelik maak. Wie van julle het al die fliek, die cartoon fliek? Ek praat van die heel eerste ene wat in 1995 dink ek uitgekom het. The Lion King. Nee, ek meen, dit is tot vandag toe nog een van die classics. Ons almal het gehou van The Lion King. Maar daar's 'n oomblik in hierdie storie waar Simba, klein Simba, graad 1 Simba, in die verkeerde plek beland. En hulle noem dit 'n stampede. En al die blou wilde beeste kom deur daai tonnel gehardloop. En julle sien sommer klaar nou in julle agterkop daai prentjie op die TV, nê?
En jy sien daai vrees in Simba se oë en hy weet nie waar om te trap nie en hy's de mekaar en hy weet nie hoe en wat en vrees pak hom. Maar sy pappa Mufasa. Do it again. Okay, die van julle wat die movie ken sal weet. Mufasa is daar. Mufasa is Simba se pa. Hy's die koning. En hy spring tussen hierdie blou wildebeeste in. En hy stamp hulle een kant toe en hy kom by Simba en hy gryp vir Simba in sy nekkie agter want dis wat katte doen. En hy gryp hom en hy hardloop met Simba een kant toe. Maar in die proses stamp 'n blou wildebees vir hom in die sy en hy vlieg een kant toe en Simba vlieg aan die ander kant toe en daar's 'n separation tussen pa en seun en Simba val een kant agter 'n stok en hy sien hierdie horror movie wat voor hom afspeel van waar Mufasa, sy pappa, wat vir hom alles gewys het, tussen al hierdie blou wildebeeste val en hulle vertrap hom. En alles is stil. En die musiek speel in die agtergrond in die movie en ons almal teen daai tyd het al 'n traantjie teen die wang af. En ons weet nie wat gaan nou met Simba gebeur nie want ons het nog nie die movie klaar gekyk nie. En ons is saam met Simba in daai oomblik in hierdie stampede. En hy stap na sy pappa toe. En ons het die oomblik wat ons almal hartseer is. En sy oom Scar kom op die scene. Simba, what did you do? This is bad. What will the people think of you? But I didn't do anything. Simba, it's your fault. But Uncle Scar, it's not my fault. The blue wildebeest. They come running like a fast one. Ek kon nie sien wat gebeur nie om Scar en dit was net so vinnig en hierdie kant doen. Wat moet ek doen om Scar? Run, Simba. Run. Dit was nie die Flash movie nie. Dit was die Lion King movie. En Simba, graad 1 Simba begin hardloop. Run, Simba. Run as far as you can and never come back. En daai woorde stiek in Simba se kop. En ons sien hoe Simba nader en nader aan hierdie plek kom. En hy ontmoet karakters. Timon en Pumbaa. Timon? Pumbaa, was that you? En hulle is daar. Hakuna Matata. Don't worry for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Yes, daai was many moons back, nee. En hulle het hierdie van en Simba soos, wow, ek like dit en hy raak vegan. Hy verloor sy doel heeltemal. En hy raak confused met die culture van daai tyd en van daai area en hy raak vegan. En hy begin en ons sien die prentjie in die fliek waar hulle so op hierdie rots en hulle loop so en dan sien ons hoe Simba groter word. Timon en Pumbaa bly hier klein. Maar Simba raak groot. Maar hy weet nie hy is so groot nie. En ergens in die movie is Timon en Pumbaa bietjie bekommerd want hy is nou 'n leeu. Hulle weet wie hy is. Maar Simba het sy identiteit verloor want hy het weggehardloop en gemaklik geraak met die culture waarin hy nou is. En ergens in die storie kry Simba te doen met 'n bobbejaan. Rafiki. En Rafiki kom en hy slaan vir Simba oor die kop.
Iemand sê, he knocked some sense into him. En hy slaan hom oor die kop en hy sê, what was that? And it doesn't matter, it's in the past. En hy bring en hy hele storie speel af. Julle sien die movie op die oomblik in julle verstand. En hy hele scene speel af en hy sê vir jou, I know your father. En Simba says, but how can you? Nobody knows, but he's dead. Correction, I know your father. Nee? En die storie speel af en Rafiki bring hom by die water. Julle sien daai prentjie. En hy bring hom by die water en hy kyk en hy sê vir hom, kyk daar in die water, kyk na die refleksie. En hy stap so en Simba sien sy eie refleksie in die water en hy sê, it's just me. En hy verwys na sy identiteit as 'n vegan. En Rafiki sê vir hom die woorde, no, look harder. En hy tip op die rippel en daar rippels van die water is. En toe Simba nader kyk en die rippels kom in en daar's beweging, toe sien Simba sy pa raak. En Rafiki sê vir hom, your father lives within you. Kan ek by julle hoor, waar leef ons Vader? Hy leef in ons. Jesus Christus woon in ons. En God wil hê dat ek en jy moet klaar kry met die culture van hierdie wêreld, because we are not called for this earthly kingdom, we are called for the kingdom of God. And we need to stand up and walk into our identity of who God has called us to be. Walk into that maturity. Walk into that place where God has called you to be. Stop listening to Scar. Hou op luister vir die duiwel vir jou leuns vertel, man. Jy is 'n koningskind. Die enigste manier hoe Simba oorwinning kon kry en in sy identiteit instap, is hy moes vir Timon en Pumbaa los. Hy moes terughardloop na die plek waar hy vandaan kom. Hy moes terughardloop na sy identiteit. En toe hy by die plek kom, toe sien hy wie hy is en hy begin in hierdie verstaan en daar sê hierdie dringendheid by hom. I am. Ek is die regte koning. Ek is die koning, nie Scar nie. Ek is die koning. En almal het gedink Simba is dood. Die vyand se grootste werk, sy doel op aarde is om te kill, to destroy and to steal. En dis wat hy in baie mense se lewens doen. En ek praat nie eers van materialistiese dinge nie. Hy's besig om jou roeping te steel. Hy's besig om jou roeping dood te maak en hy's besig om dit te destroy deur 'n klomp goeders oor jou lewe te bring. Ek is vanmôre hier om vir jou te sê, God het 'n roeping op jou lewe and you need to step up. You need to stand up. You need to wake up. Get rid of the makeup. And be set up for what God has for you. Want te veel maskertjies op ons lewe, te veel vals identiteite in ons lewe. Kry klaar met jou vals identiteit, raak klaar met jou valse moegheid en staan op vir wie jy is. Ek ervaar daar's 'n dringendheid in die gees en ek sien in my geestesoog ook voor elkeen staan en so op jou bors tik en vir jou sê, come on! There's so much more inside of you. Staan op. Hou op vaskyk in die wat was. Hou op vaskyk in die gisters. Hou op vaskyk in dit wat jy gister gedoen het en eergister gedoen het. Ek is nie meer die graad 1 Rudy nie. Ek het gegroei. Ek het volwasse geword. Ja, daar's nog baie plek vir groei. Daar's nog baie plek vir ontwikkeling. Ons gaan nog ontwikkel tot die Here kom. But we need to come to a point of maturity. So los nou jou kinderlike goeders, los jou kinderagtigheid en tel op jou identiteit as kind van God en begin hom dien. Begin hom dien. Begin die pad stap wat die Here vir jou instoor het. Dit gaan beteken dat jy jou vriende gaan verloor. Dit gaan beteken dat jy sekere dinge in jou lewe moet gaan neerlê. Dit gaan beteken dat mense na jou anderstes gaan kyk, maar dit gaan beteken dat jy by jou doel gaan uitkom. Te veel van ons hou vas aan die verlede, hou vas aan die hede, maar God het vir jou 'n toekoms en jy gaan nie by die toekoms uitkom as jy vashou aan die hier en die nou nie. In die hier en die nou moet jy besef,
Dat God het 'n plan vir jou lewe. In die hier en die nou moet jy besef dat God wil jou nie hier hou nie. Hy wil jou beloofde land toe vat. Dis tyd. Dis tyd. En hierdie frame staan op die stage en baie van julle weet miskien nie hoekom hy op die stage staan nie. Gaan kyk die preek op YouTube. It's time. Dan gaan jy verstaan wat hierdie is. Maar baie van ons het nodig om in te stap en te sê, I'm walking into my calling. I'm walking into, ek kan nie daar terugloop, ek moet omloop. I'm walking into the promises of God. I'm walking and ek raak ontslae van die Timon en Pumbaa in my lewe. Ek raak ontslae van die woorde van skare in my lewe. But I'm walking through and I'm leaving everything behind because I have one purpose in life and that is to glorify and honor God. En dit wat die Here vir my lewe het. Dit wat die Here vir my in my lewe inbou, gaan ek inbou. Want ek is moeg, siek en sat vir die gisters. Ek is moeg vir hierdie deurdrimpel. Ek maak 'n besluit en ek weet my vrou is saam met my. Ons maak 'n besluit en sê, we're moving into a new dimension of God's promises. En ek het 'n saak. Ek hoop julle hoor my hart vanmôre. Ek het 'n saak of jy 'n ingroei toonaal het. Waar is jou siel? Waar is jy besig? Waarmee is jy besig? Is jy besig om kerk te speel, om te sê, ag ek was in die kerk, was 'n goeie preekpastoor, R50 vir jou? En ons maak alles ligtelik. Maar ek is ernstig wanneer ek sê, God wil hê dat ek en jy in sy doel moet instap. God wil hê dat ons in die plan en die wil van God moet stap. Ons kan nie meer bly waar ons is nie. Ons moet uit Haran uit. Ons moet uit Haran uit. Dis nie waar ons bestemming is nie. Ons bestemming is in die beloofde land. Ons bestemming is om vorentoe te beweeg. Ons bestemming is om die wil van ons Vader te doen. En dit gaan beteken, raak ontslae van die nitty-gritty nonsens in jou lewe. Raak ontslae van die slegte gewoontes in jou lewe. Raak ontslae van vriende in jou lewe wat jou aftrek en jou afbreek en jou wil terughou. Raak ontslae van die Timon en Pumbaa in jou lewe sodat jy kan instap in die heerlikheid van God en vir God al die eer kan gee and so that you can do the will of God. Ek weet dit is nie lekker om vriende te verloor nie. Ek weet hoe voel dit wanneer vriende 'n mes in jou rug steek. Ek weet hoe voel dit wanneer mense in jou rug steek en vir jou net daar een kant los. Ek weet hoe dit voel om te sê, ek gaan nou nie meer daai pad stap nie want daai mense breek my af. Daai mense, hulle is nice. Hulle is nice en alles. Ek meen ons kuier lekker, braai lekker, doen al die dinge lekker, maar they are not there to help me to move into the promise of God. Ek is lief vir hulle en ek bid vir my vriende wat ek al verloor het. Maar ek gaan nie by vriende van die verlede bly as hulle my nie gaan help om by die doel uit te kom wat die Here vir my instoor het nie. Ek stap liewerste die pad alleen saam met my vrou en my kinders as wat ek die plan en die wil van God in my lewe mis. Ek wil hierdie storie van John Bevere vir julle lees en dan gaan ek klaar wees. Ek gaan nie die ander. John Bevere vertel 'n storie. Hy het 'n pastoorsvriend wat 'n groot kerk het, 4000 plus mense. En hierdie vriend van hom vertel die volgende storie vir John Bevere en hy sê, daar kom 'n man in die kerk in, 'n ouerige man, kom in die kerk in. En hy staan so aan die agterkant van die gebou en elke keer met praise and worship en elke keer wanneer ek preek, dan huil hierdie man. En dan voor ek by hom kan uitkom, dan glip hy by die kerk uit. En so gaan dit aan vir maande. Elke liewe Sondag stap hierdie man in. Tydens praise and worship loop die trane by sy gesig af. Tydens die preek dan loop die trane by sy gesig af en dan glip hy by die kerk uit. En een van die volunteer ouens wat dit optel, besluit toe, hy gaan homself posisioneer, dat as daai oomie weer uitglip, dat hy hom vang, en dan vir hom vra, waarvoor kan ek vir jou bid? Ek sien jou nou al vir weke, en jy huil elke Sondag, wat gaan aan? En hierdie oom vra en sê vir hom, hoorie so, kan ek 'n afspraak maak met jou en met jou pastoor,
dan kom sien ek julle, ek wil vir julle goeders wys. Hy sê net is reg en hy reël 'n afspraak en die oom kom daar. En hy kom met bouplanne. Daar by die kantoor aan. En hy maak die bouplanne so op die tafel oop en hy sit prentjies daar neer. En alles wat hy neersit is presies op die doetjie, presies dieselfde gebou as wat hierdie kerk is. En die pastoor vra vir hom, maar waar kry jy die planne? Waar kry jy die prentjies? Hy sê, ek was in die ministry gewees. Maar ek het besluit om in besigheid in te gaan. Hierdie planne het die Here vir my gegee in visioene. Hierdie foto's het ek laat teken. Hierdie 3D prentjie goeters. Het ek laat teken presies hoe die Here vir my wys hierdie plek moet lyk. Maar ek het besluit ek gaan in besigheid in, want ek het seer gekry in ministry. En John Bevere sê die volgende. Hy sê God se droom en plan vir 'n area is so groot en geweldig dat as ek en jy nie gaan gehoorsaam wees aan sy roepstem nie, he will get somebody else to do it. En toe hierdie oom by daai gebou instap en alles sien van buite af reg deur binne en hy sien alles, toe besef hy dit kon hy gewees het wat op daai stage gestaan het en die woord bedien het. Dit is die prentjie. Dis die droom wat die Here vir hom gehad het, but hy mis dit want hy het geluister na mense en geluister na sy eie redenasie van hy is okay met besigheid. Reinhard Bonke, julle ken hom. Julle het al gehoor van Reinhard Bonke. Reinhard Bonke praat eendag so met die Here en hy vra vir die Here, Here, hoekom het U my gekies om hierdie werk te doen? Hoekom het U my gekies om hierdie goeders te doen? Ek wil net vandag vir U sê, dankie Here, dat U my so gebruik. En die Here sê vir hom, jy was my derde keuse. Die eerste twee het nee gesê. En ons almal weet wat se impak het Reinhard Bonke gehad in die wêreld. Hy was God se derde keuse. I'll rather be his third choice than miss the calling of God in my life. Ek wil vandag vir jou aanmoedig, moenie die plan en die wil van God in jou lewe mis, omdat jy vashou aan die hier en die nou en die gisters. Maar staan op in jou identiteit, want God woon in jou. Die volheid van God is in ons. Amen? Kom ons maak ons oë toe. As jy vanmôre hier sit en jy sê, pastoor, ek is so distracted met die dinge rondom my, dat ek dink ek het die doel van God in my lewe gemis, of ek was ongehoorsaam aan soveel kere wat die Here met my gepraat het. Ek wil graag bely en ek wil my saak met die Here regmaak. Ouens, jy is 'n kind van die Here. Jy doen alles wat die Here van jou verwag, maar jy was ongehoorsaam aan die roepstem van God in jou lewe op soveel kere. Dan wil ek hê jy moet gou vinnig daar wie is jou hand opsteek, want ek wil vir jou 'n spesiale gebed doen. As jy weet die Here het vir jou 'n paar goed gesê, daar gaan hande op. Julle kan weer sak as julle opgesteek het. As jy weet daar is dinge in jou lewe, woorde wat God in jou lewe oopgebreek het en wakker gemaak het, en jy het as gevolg van ongehoorsaamheid dit nie gedoen nie, dan wil ek hê jy moet gou jou hande opsteek. Daar's nog hande wat opgaan. Daar's nog hande. Ek wil hê ons almal moet staan en dan bid ons hierdie gebed. Dan bid ons almal hierdie gebed. Kom ons wees liggaam op die oomblik. Hier's broers en hier's susters wat bely en sê ek was ongehoorsaam aan God se stem. Ek was ongehoorsaam aan daai roep wat die Here my data was op. En ek wil vandag net weer my data instel. So almal bid agter my aan. Here Jesus, ek bring my lewe na U toe. En ek vra dat U my sal vergewe van al my ongehoorsaamheid. Heilige Gees, ek wil soos die psalmdigter sê, teach me your will. Show me your way. En ek dank U, Here, dat U my lewe vandag kom vul. Dat ek weer sal besef wie ek is in Christus. En wie Christus
in my is. Dankie Here, dat van vandag af, dat my ore sal oop wees, om te hoor wat U vir my sê. Dat U vir my meer belangrik sal wees as enige iemand om my. Ek dank U dat U my liefhet en dat U my lewe herstel en dat dit wat die vyand kom steel het, dit wat hy verwoes het en dit wat hy doodgemaak het. Here, dankie dat ek soos Abraham kan glo dat U die een is wat weer lewendig kan maak. En ek vra, Here, maak U droom en U plan vir my lewe weer lewend in Jesus naam. Amen. So, wat is God se doel met my lewe? Leef elke dag naby aan sy hartklop en sy stem en gee elke dag 'n tree in God se rigting. En God sal vir jou die paaie gelyk maak en jou voete rig in die regte rigting. Spreuke 3 vers 6 sê, seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Moenie God se doel in jou lewe mis, omdat jy gemaklik geraak het in jou lewe en 'n valse moegheid beleef nie. Die vyand kom en ons hoor dit. Die vyand kom met hierdie woorde na almal van ons en sê, jy's moeg. Jy's moeg. Ek wil vandag vir jou sê, ek het dit hier neergeskryf. Moenie die valse moegheid beleef, aanvaar in jou lewe nie. Neem vandag jou eerste tree na die plan van God vir jou lewe. Vir van ons gaan dit beteken dat jy gaan moet stil raak, by 'n tafel gaan neersit, 'n pen en papier vat en begin skryf. En sê, ek luister Here, gee vir my die plan. Gee vir my die plan. En die Here gaan vir jou die plan wys, en soos wat jy dit begin neerskryf, kan jy dit altyd teruggaan na die plan toe. Sodat wanneer die vyand kom valshede praat in jou, leuns vir jou kom vertel, dat jy kan teruggaan na die woord en sê, die Here het gesê. Amen. Amen. Ontvang die seën van die Here. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Here, ek bid vir elke man en vrou wat in hierdie plek is, wat ook aanlyn kyk. En ek dank U, Heilige Gees, dat U saam met ons beweeg. Dat ons hierdie week in geloof sal wandel. En dat ons soos Abraham kan sê, we will not waver in our faith. Want ons weet, Here, U woord is ja, en ons sê amen. En ons weet, Here, dat U praat net die waarheid. U kan nie lieg nie. En daarom aanvaar ons U woord oor ons lewe, en ons breek elke sataniese woord oor ons lewe. Ons breek elke negatiewe woord. Ons breek elke valse woord oor ons lewens, in die naam van Jesus Christus. En Here, dat ons vandag kan opstaan, meer as oorwinnaars, met die wete dat U is ons God, wat vir ons voorsien, en dat ons nie sal vaskyk in ons materialistiese dinge nie, maar dat ons sal U wil soek. Want U woord sê vir ons, as ons die wil van God soek, dan sal U vir ons die paaie oop maak. Amen. Amen. Ouens, be blessed. Geniet julle Sondag. Onthou, bid hierdie week in en vra die Here om die woord wat hy oor jou lewe het, lewend te maak. Amen. Baie dankie dat jy ons audio boodskap geluister het. Mag die Here jou ryklik seën. Besoek gerus ons webwerf by www.ligenlewe.com.